Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar om in die huis van die Here te wees vanaand en dat ons vrede en blydskap in ons Here Jesus Christus kan hê en dat ons hom kan loof en prys. Daar's niks lekkerder, niks daar buite wat beter is om die Here Jesus Christus te aanbid nie. Want ons weet, broers en susters, die wêreld is op sy laaste dae, soos ons kan sien daar buite, is chaos daar buite. Maar ons kan so dankbaar wees dat ons in God se paleis kan inhardloop, dat ons daar vreugde en blydskap kan hê en dat ons kan rustig wees om te weet dat hy alles in sy hande het. Maak nie saak of die bomme langs jou val of jy weet waar sekere nasies vernietig word nie. Alles is in God se hand en alles is in sy tyd en ons is so dankbaar dat ons kan weet dat ons in hom kan glo en vertrou, dat ons hoef te vrees nie, ons hoef nie bang te wees nie. Daar's soveel skrifte in die Bybel wat die Here vir ons wys dat moenie vrees nie, moenie bang wees nie, glo net. En so wil ons vanaand in God se woord glo en vertrou en ons wil kyk daarna om ons net 'n bietjie krag te gee, vir ons 'n bietjie energie te gee vir die week wat vir ons voorlê, sodat ons kan versterk, dat ons die swaard in ons hand kan hou en dat ons die vyand kan vernietig in elke situasie wat ons onsself in kry. Ons weet dat die duiwel is maar soos 'n brullende leeu, hy wil vernietig, hy wil verwoes. Maar ons is so dankbaar dat die Here ons kan met die regte hamer kan aantrek, dat ons die vyand kan vernietig en dat ons onsself kan beskerm en dat ons ook ons broers en susters kan beskerm. Want jy is nie alleen in hierdie oorlog nie. Jy het jou broers en susters om jou, agter jou, om jou te beskerm, en so is dit belangrik dat ons daar is vir mekaar kan bid, mekaar kan ondersteun, en daar kan wees vir mekaar. En so vanaand wil ons 'n klein boodskapie vir julle oorbring, invloed. Ons weet dat vandag 'n tyd van dat daar so, jy weet, veral vir jong mense, ou mense, daar's soveel invloed op sekere maniere waar die duiwel, jy weet, enigiets kan probeer op sosiale media, op televisie, koerantskrifte, waar mens skinder, jy weet, daar's sekere maniere hoe mekaar kan invloed, maar ons wil op die regte manier mekaar invloed, om op positief te wees en om 'n kind en dogter van God te wees, en nie op die verkeerde manier nie. En ons weet partykeer, broers en susters, jy weet, disippels toe hulle op die water was, en Jesus het op daai bootjie in die slaap geraak, onder in die bootjie, jy weet, hy is daarso, ons moet hom net wakker maak. Jy weet, wanneer jy in moeilike omstandighede gaan en jy weet nie waar om links of regs te draai nie, jy weet nie of jy moet opkyk of afkyk nie, jy weet nie hoe gaan jy oor hierdie muur kom nie. Jesus is daar, jy moet hom net wakker maak. Hy kan elke situasie, elke trial en test wat jy moet deurgaan en obstakel wat jy het, kan hy vir jou oorwinning gee. Maar dit is belangrik om in hom te wees. Dis soos 'n storie wat die profeet vir ons vertel van 'n veldwagter wat na sekere beeste gekyk het, om te sien, jy weet, waar hulle sekere beeste, 'n suiwer gesteelte Hereford bees wat hulle na kyk, en ingang in die kraal in. En broers en susters, jy weet, jy kry verskillende soorte beeste, en die profeet praat van die Grimes en die Diamond Bar en die Turkey Track en Tripod, jy weet, maar daardie veldwagter, hy kyk na daai bees en hy kyk vir die bloedmerk wat op sy oor is, om te weet dat hierdie die regte bees is wat in die kraal moet gaan. En so moet ons die bloed van Jesus Christus dra, ons moet die Heilige Gees hê, sodat ons weet, wanneer daar die oordeel kom, dat ons weet dat ons na die regte plek toe gaan. Dis ook amper soos 'n voorbeeld, om net 'n eenvoudige voorbeeld vir jou te gee, om jou te laat beter te verstaan, hoe belangrik dit is om daardie kaartjie in jou hand te hê, om jou lewe reg te maak, om te weet dat jy reg is voor die Here, is soos wanneer jy by 'n groot lughawe is, en as jy al ooit gevlieg het, domestic of internasionaal, en jy moet deur daai hekke gaan, moet jy jou kaartjie hê. Jy weet, daar's verskillende mense van verskillende lande en nasies en verskillende klere, jy weet, almal lyk anders, verskillende gesigte, en jy weet, verskillende klere wat hulle aan het, maar hulle moet daar gaan, maar moet hulle 'n kaartjie wys. Jy weet, en jy kan van 'n verskillende denominasie afkom, van 'n Methodist of Presbyterians of 'n Baptist. Jy weet, die Here kyk nie na daardie denominasie nie, maar hy kyk of daardie bloedmerk, hy kyk of daardie vliegtuigkaartjie in jou hande is.
En dit is presies hoe die Here na ons gaan kyk en ons moet seker maak dat ons reg is en dat ons daardie kaartjie in ons hande het, want God is ryk in barmhartigheid en hy het vir ons 'n plaasvervanger gegee wat die Here Jesus Christus is, die bloed van sy seun, en ons moet dit aanvaar, broers en susters, want ons weet dat ons die Heilige Gees nodig het in hierdie uur, veral omdat dit soveel chaos is om ons en buite daar oralste in die wêreld, die aarde bewe, die wêreld is in 'n birthpain, wat hy weet hy's in daardie swangerskap om die seuns en dogters van God tevore te bring, en alles is om hom bewe, maar ons moet reg wees, en ons wil vanaand reg wees, broers en susters, om te weet, wanneer die Here ons roep, dat ons deel sal wees van daardie liggaam wat hy ons roep. Maar ons weet, broers en susters, daar is geen ander boek wat vir ons kan wys waarheen ons gaan, waar ons van kom, behalwe hierdie boek, die Bybel nie. En ek wil regtig vir jou help vanaand en dat dit jou 'n passie in jou hart sal bring en 'n riem onder jou hart sal bring om die Bybel meer te lees, broers en susters, dat 'n mens jou prioriteite sal regkry, want ons weet dat ons maar in die hassel en die bassel van die wêreld lewe, en dit is werk, en is kinders, en is skool, dit is hierdie kant en daai kant toe, maar ons wil terugkeer na God se woord toe, sodat ons kan sien in watse tyd ons in lewe, en dat ons lewe kan regkry. Maar dis net God se woord wat vir ons kan wys, jy weet, van waar ons vandaan kom en waarheen ons gaan. Dis amper soos daardie storie van as jy 'n artikel gelees het van die Anderson beweging van die Kerk van God, waar daar 'n sendeling wat na so 'n paar jaar na die laaste apostel wat op die aarde was, het hierdie sendelinge, hy het na die koning toe gegaan van Engeland om vir hom Christendom te vertel. En terwyl hulle by 'n kaggel gesit het, soos jy weet by die vuur, soos by 'n patio, jy weet, en hulle daar gesit, en hierdie heilige man het probeer hierdie Christendom vertel vir die koning. En skielik het daar 'n klein mossie gekom en hy het gevlieg so tussen die lug en hy's weer uit. En jy weet, alles gebeur met 'n doel, en die inspirasie het daardie sendeling, daai heilige man geslat, en hy het vir die koning gesê, jy weet, waarvandaan het hy gekom en waarheen het hy gegaan? Jy weet, broers en susters, dis die onbekende, en hy het van die onbekende afgekom en hy het teruggekeer na die onbekende toe. En die Bybel hou al daardie vrae vir ons. As jy net dit gaan studeer om te sien van waar het jy gekom en waantoe is jy op pad. En daardie nag het jy weet, waar daai heilige man dit vir die koning oorgegee het, en hy het die volgende dag het hy en sy huisgesin is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus Christus, en hulle het hulle self bekeer van hulle sondes. Maar so, broers en susters, help dit jou om te kyk na God se woord, dat die Here jou kan wys waantoe jy moet gaan, en waarvan jy gaan, waar jy vandaan kom en waantoe jy gaan. Dis soos Jesus het gesê, ek kom van my Vader en ek terugkeer na my Vader toe. As jy moet self eerlik wees met jouself vanaand en die vraag vra, van waar kom jy en waantoe gaan jy? As die bomme wat daar in Israel en in Saudi-Arabië en Dubai en al die plekke val, daar's niks wat dit sal keer dat dit hier in Suid-Afrika kan val nie. Ek meen, enigiets kan gebeur, dit kan oornag gebeur. Ons weet hoe die hele land in chaos gaan wees volgende maand met die petrol en die diesel en goeders, dat dit oornag skielik net anderste is. En so moet ons lewe in orde kry om seker te maak, waar is ons? Waar kom ons vandaan en waartoe gaan ons? En dat ons kan sien, wat se invloed is besig, wat se goeders hou ons onsself besig op 'n daaglikse basis, wat ons kan invloed gee, en hoe ons anderse mense invloed gee. Ons wil kyk daarna. En so vanaand wil ons ook net 'n klein voorbeeld gebruik van 'n sekere profeet, wat na 'n sekere koning gekyk het, en hoe daardie koning hom beïnvloed het, en hy het gesien wat het gebeur het, en dit hoe het sy lewe ingepak het. En so wil ons net dit as 'n voorbeeld gebruik, sodat jy dit kan sien, en dat dit kan help in jou lewenspad, saam met die Here, dat jy kan jouself beïnvloed word deur God se woord, en sodat jy in aksie kan wees vir die Here Jesus Christus. So ons wil ons skrif oopmaak in Jesaja hoofstuk 6, en ons wil lees van vers 1 af tot 8. So as jy jou Bybel het vanaand, en as jy hom kan oopmaak in Jesaja hoofstuk 6, en dan gaan ons so lees. En die woord van die Here sê, in die sterfjaar van koning Josia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewige troon,
terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy aan sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. So ons kan sien hierdie belangrike engel wat in die teenwoordigheid is van die Here, kan ons sien dat hy 6 vlerke het. 2 het sy gesig toegemaak, 2 het sy voete toegemaak, en 2 het hy op sy rug gehad wat hy kon gevlieg het. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. So broers en susters, net voor ons aangaan om God se woord bietjie te verduidelik, as jy net jou hart en jou hoof kan sluit, dat ons net die Here uitnooi om hier in ons midde te wees. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons sê dankie Here, ons sê dankie dat ons U kan loof en prys, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees, Here. Soos ons nou die woord gelees het, Here, van daardie spesiale engele, die serafs, hoe hulle heilig, heilig, heilig skree en roep in U teenwoordigheid, Here. Is ons so dankbaar dat ons in die teenwoordigheid van Jesus Christus kan wees en dat U in ons midde kan wees, Here, want U woord sê waar 2 of 3 vergader in my naam, daar sal ek wees. En ons is so dankbaar, Here, dat die koning van konings afkom in ons midde kan wees, dat ons U woord kan spreek en dat ons U kan loof en prys met 'n volle hart, Here. En so wil ons net vra, Here Jesus, dat U hierdie boodskapie sal gebruik, Here, dat U my sal salf, dat U my woorde sal gebruik om uit te spreek na U kinders toe, Here. U weet wat het hulle op hulle harte, U weet wat hulle deurgaan deur hierdie week en wat vir hulle voorlê, Here. Ons bid en vra, Here, dat U net vir hulle ietsie sal spreek om hulle hart rustig sal maak. Want ons weet, Here, dis chaos daar buite, daar's oorlog daar buite, Here. Maar ewen in al daardie chaos, Here Jesus, toe Egipte donker was en duisternis, was daar by die Israeliete was daar lig, Here, en ons wil dankie sê vir daardie lig, dat ons in U lig kan woon en dat ons in U lig kan wandel, Here. Ons bid en vra, Here, dat U net ons harte sal oopmaak, dat U ons gedagtes sal oopmaak, dat ons die woord van God kan inneem en dat ons dit kan manifesteer in ons lewens, Here Jesus. Ons het gesien soos nou hierdie engele wat 6 vlerke het oor hulle gesig, oor hulle voete en 2 wat hulle gebruik om te vlieg. En soos ons dit vanaand wil verduidelik, Here Jesus, help ons, sodat ons ook kan sê, Here, as U vra, wie gaan ek stuur? Dat ons hande kan opsteek en sê, Here, stuur my, dat ek die woord van God kan verkondig en dat ek kinders vir U kan bring en dat ons die koninkryk van God kan volmaak deur seuns en dogters van die lewende God. Liewe Vader, U het elke naam wat U voor die grondlegging van die aarde beplan het, is in U hande geskrywe, Here. En ons weet, Here Jesus, dat U hulle sal vind en dat daardie saad sal voortbring, Here. Ons bid en vra dat hierdie boodskapie sal uitgaan en daardie kinders wat daar buite is, sal inbring en dat U genadig sal wees in hierdie uur. Vir ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie broers en susters. So vanaand wil ons hier oor die onderwerp gesels invloed. En ons weet dat ons mekaar invloed op een of ander manier op 'n daaglikse basis. Ewen as jy self by 'n begrafnis was en jy het 'n geliefde dalk verloor en jy weet in die prediker het dalk 'n baie mooi preek doen oor daardie persoon wat dalk gesterf het. Maak nie saak wat daardie persoon dalk sê nie, daardie persoon het dalk so groot invloed op jou lewe gehad het, dit maak nie saak wat iemand gesê het nie, want sy lewe spreek meer boekdele as wat enige ander woorde iets kan verander.
Want die Bybel sê ons is geskryfde briewe wat deur alle mense gelees word. So hoe jy lewe en wat jy sê en wat jy doen en by jou werksplek, by die skool, jy weet waar ook al jy wees in die gemeenskap of by verskillende winkels, jy weet daar die publiek kan sien, jy weet hoe lewe jy en dit spreek uit hoe jy lewe en wat jy is. En dit is hoekom dit ook so belangrik is wat binne in jou is dat dit kan uitspeel, wat mense dit kan sien, dat hulle kan sien dat Jesus Christus lewe. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons die regte invloede kry en sodat ons nie die slegte of die negatief dat ons mekaar moet negatief beïnvloed nie, maar dat ons mekaar kan positief met geloof kan invloed sodat ons die werke van God kan doen. Maar die profeet sê vir ons, hy sê vir ons in hierdie boodskap, hy sê hou dis altyd in gedagte dat elke dag invloede uitoefen en die lewe wat jy leef bewys wat binne in jou is. Jy kan dit nie verander nie, dit weerkaats, elke persoon weerkaats aan die buitekant wat hy aan die binnekant is. En as ons die getuienis neem om Christene te wees, dink ek dit is een van die ernstigste dinge wat 'n man of vrou, 'n seun of 'n meisie kan doen, wanneer hy die naam van Christus aanneem, beteken dit dat hy 'n verteenwoordiger is van Christus gaan wees. Waarom moet jy elke stap wat jy neem dophou, wat iemand hou jou dop, en hierheen weerkaats dit wat God vir jou gedoen het, en wat binne in jou is. So 'n mens moet so versigtig wees wat jy uitspeel, want wat in jou binne in jou is wat weerkaats, broers en susters, en so wat die profeet vir ons sê, want jy's 'n verteenwoordiger om Christus vir die mense daar buite te wys dat Jesus Christus lewe. As jy by die werk, jy weet, of as jy na Woensdae na kerk toe kom en jy lyk soos 'n Christen en jy lewe soos 'n Christen op 'n Woensdag en op 'n Sondag, maar die res van die ander dae in die week, jy weet, vloek jy en jy skel en jy's kwaad en jy's arrogant en jy's net jy beeld iets anderste uit as wat 'n Christen is dit 'n groot stumbling block, soos hulle dit sal sê in Engels, vir die mense om jou, want jy weerspieël iets wat jy nie eintlik, of wat binne in jou is, wat uitkom, maar jy's op 'n Woensdag en 'n Sondag, wys jy nie, jy's die grootste engeltjie wat daar is, maar is dit wat regtig binne in jou is? So jy moet tot daardie gevolgtrekking kom, maar wat is binne in my? Wat is dit wanneer dit moeilik gaan in die sekere situasies en sekere omstandighede en wanneer die toets kom, wat kom uit jou? Wat weerkaats uit jou? As iemand lelik is en hy vloek jou en hy skel jou, gaan jy terugvloek of skel? Of gaan jy daardie persoon met liefde hanteer en liefde weerspieël wat binne in jou is? Dit is soos daardie storie van in die ou tyd waar daar nog slawe was, het 'n sekere man na 'n slaaf besigheid toe gegaan om 'n slaaf te koop, en terwyl hy daar is en hy kyk na die verskillende slawe wat daar is en werk en goeders, en hy wil nou 'n slaaf koop en hy's hier saam met die besigheidsman nou om een te koop, sien hy 'n sekere slaaf en hy sien dat daardie slaaf, jy weet, jy hoef hom nie te slat nie, jy hoef nie op hom te skree nie, hy werk hard en jy weet, jy hoef niks te doen nie, hy's regtig die stertjie uit die klomp uit. En hierdie persoon sê toe vir die sakeman, nee, kan ek daardie slaaf koop? En hy sê, nee, ongelukkig meneer, daardie slaaf, ons verkoop hom nie. Hy sê, maar hoekom? Weet, hoekom is hy so spesiaal? Hoekom wil hy hom nie verkoop en goeders nie? Toe sê hy het maar self gewonder, jy weet, hy bly tussen die ander slawe, hy kry dieselfde kos, kry dieselfde arbeid en goeders, maar hy het self gewonder, jy weet, hoekom, jy weet, is hierdie slaaf so die potensiaal wat hy het en hoe hard hy werk en dat hy so baie goed doen, hy het self gewonder tot hy die waarheid gehoor het, dat iewers in 'n vreemde land, in 'n Afrika land, is sy pa 'n koning. En omdat hy weet sy pa is 'n koning, dat hy homself so hanteer, dat hy 'n kind, 'n seun van 'n koning is, en dat hy homself so hand af, om te weet dat hy 'n verteenwoordiger is van sy pa, wat in 'n ander land is, dat hy 'n koningsseun is. En so, broers en susters, moet ons versigtig wees, as ons sê dat ons seuns en dogters van God is, van die lewende God, en ons weet, ons Vader is koning, is God. Wat 'n tipe lewe moet ons nie weerkaats en wys, dat ons verteenwoordig Christus.
Want ons kan soveel keer mense afskiet om te wys, maar, hierdie persoon, hy dra 'n Bybel onder sy arm en hy wys, nee, hy is hierdie groot Christen, maar sy lewe is 1000 maal ver van dit af. Dit speel 'n rol. Daar was 'n sekere tyd waar daar 'n roep was vir bouers om 'n sekere brug te bou. Dit was hierdie spesiale brug was wat hulle wou in Australië gebou het. En daar was sekere manne van die Verenigde State wat klomp verskillende bouers van spesialiste in brugbou om te kyk watse persone sou hulle gekry het om hierdie brug te bou, want dit was 'n spesiale brug wat oor 'n sekere waterstraat moes oorspan. En hulle het eers dit na Amerika toe gestuur, of was hulle bereid om dit aan te pak, en hulle het teruggekom te sê, nee, die sand in die grond, dit sal dit nie kan dra nie, hulle wil nie hierdie brug eers aanpak nie. En so het dit na universele oproep gegaan oor die wêreld om te hoor, jy weet, na sekere brugbouers, wie sal hierdie werk aanvaar? En daar was 'n goeie maatskappy uit Engeland wat gekom het en die kontrak aanvaar het en sê, dat hierdie sekere man, jy weet, hy sal hierdie brug kan bou. Hy sal hierdie kontrak neem en hierdie brug wat hulle soek, sal hy bou. Maar die probleem is, broers en susters, sy reputasie was op die spel. Want ewen waar hy sekere hoeveelheid brug al gebou het, as hy hierdie brug moes gebou het en dit het in mekaar ingeval, was sy hele reputasie daarmee heen. So, maak nie saak wat hy in die verlede gedoen het nie, hierdie werk wat hy gesê het hy kan doen, sou werklik wys wie hy is. Want nou dat hy hierdie brug sou gebou het en dit 'n sukses is, sou dit saam met hom gegaan het om te wys wat sy getuienis hy sou gedra het, dat hy hierdie reputasie gehad het om hierdie wonderlike brug te kan bou. Maar die wonderlike ding is, broers en susters, hierdie persoon het elke bout, elke staal, of elke stuk metaal het hy getoets wat hulle gebruik het. Hy het die grond gaan, gaan kyk, hy het die sand gaan kyk, hy het die water gaan kyk, hy het alles gekyk wat die bouers gedoen het. En ewen waar die bouer self gedink het nie, hierdie brug sou dit nie gemaak het nie, dit gaan in mekaar inval. Maar op die dag van die opening het hierdie man self voor die optog gery, omdat hy geweet het wat hy gedoen het en wat hy gesê het, en dat sy reputasie op die lyn was, dat hy geweet het dat hy alles getoets het wat daar moes getoets het, en dat hierdie brug nie sou in mekaar insak nie. En so weet ons ook, broers en susters, die wonderlike ding van Christendom, dat daar 'n brug was tussen mensdom en die doderyk, maar daar het iemand gekom, nie net 'n engel nie, nie 'n aartsengel nie, nie 'n seraphim of 'n cherubim nie, nee, Jesus Christus self, die gestalte van mens, afgekom om die pad, om die brug te bou vir ons, sodat ons van die graf na die heerlikheid toe kan gaan. En dit was die refleksie wat die Here getoon het, dat hy afgekom het in mens, en dat hy getoets was, deur elke, sy senuwees in sy liggaam, elke gedagte in sy verstaan, elke krag wat in hom was, is deur die vyand getoets, totdat die vyand gesê het, ek kan geen fout vind in hom nie. Maar dit het die toets geslaag, selfs die dood self, hy het dit oorwin. Hy was daardie groot oorwinnaar wat die dood, die graf en die hel verslaan het, en hy gaan voor sy leer optrek. Ons kan sien in Handelinge 19, wanneer hy afkom saam met sy perd, dat sy bruid saam met hom kom, gaan hy die vyand verslaan. Maar die Here het deur elke ding getoets gegaan, sodat hy daardie brug vir mensdom kan doen, sodat van die graf na ewigheid toe kan gaan. En so moet ons hom vaar, want hy het dit vir ons gedoen, broers en susters. Maar ons kan nou sien, om terug te gaan na die storie van Josia en van sy familie. Jy weet, Josia was 'n jong seun, en Jesaja, die profeet, dit was sy held. En Jesaja, die jong profeet in die dae van Josia, hy het hom dopgehou en gesien wat sy tipe man hy was, en wat sy goeie gesin hy gehad het. En ons weet dat hierdie koning, op 16 het hy regeer as koning in Israel, maar sy vader en sy moeder was albei 'n standvastige, toegewyde gelowige in God, en hulle het hom opgebring in die beginsels van die woord van God. En dit is so belangrik, broers en susters, dat ma's en pa's beïnvloed hulle kinders, hoe hulle gaan wees. Baie keer, jy weet, waar die kind die pad in duisternis gaan, is omdat hy 'n slegte opbrengs gehad het in die huis.
dat die ma en die pa vloek en hulle drink en hulle, jy weet, gee nie glad nie om oor godsdienst nie, hulle gaan nie kerk toe nie, hulle lees nie Bybel nie, hulle bid nie. Jy weet, en die kinders sien dit. En wanneer daai kind so beïnvloed word, dat is daar regtig 'n God, moet ek regtig Bybel lees, moet ek regtig bid, en so is daardie kind op 'n verkeerde pad na duisternis toe. Maar ons kan sien dat Josia, dat hy goeie ouers gehad het, en dat hulle hom opgebring het in God se woord, en ons weet dat, jy weet, lei 'n kind op volgens die pad wat hy moet gaan, en selfs wanneer hy oud word, sal hy nie daarvan afwyk nie. So wanneer jy daai boompie, jy weet, terwyl hy nog klein is, moet jy hom reg buig, want as jy hom wys van God, en leer hom van God om te bid, en die Here aan te bid, dan weet jy, hy sal nie afwyk wanneer hy groot is, en ewen wanneer dit moeilik raak nie, want hy was reg beïnvloed deur sy ouers, om die Here te aanbid. En dit is belangrik om, broers en susters, as ouers om die Here te dien. Daar was 'n Amerikaanse president, Abraham Lincoln, jy weet, en al die lof wat ons aan hom kan gee, en selfs meer, dat, jy weet, hy was in 'n slegte omstandighede, waar hy in 'n arme huis groot geword het, en jy weet, hy het sonder 'n kans gehad van opleiding. Hulle sê dat hy, jy weet, 2 boeke gelees het, ek dink tot op die ouderdom van 21, dit was die Bybel, en dit was 'n sekere 'n Christenboek, Pilgrim's Progress of Fox Book of Martyrs, dat hy net hierdie tipe 2 boeke gehad het, en wat hy homself daardie weet God se woord gelees het, die Bybel en hierdie Christenboek, maar dit het sy lewe beïnvloed, en dat hy een van die beste presidente was in Amerika. En ons weet vandag, broers en susters, dat baie mense beïnvloed word deur die goeders wat hulle lees, en die vulgêr en die vuil goed wat hulle lees, en hulle gedagtes beïnvloed word deur wat hulle lees. Van pornografiese goeders tot slegte artikels, slegte advertensies of wat ook al, en ewen sosiale media waar dit net nog erger is, want jy kan nou op TikTok gaan of op YouTube, en jy sien shorts, en jy sien hierdie video's klips, en jy sien dit, en ons kinders word beïnvloed op al die goeders wat hulle sien en lees. En dit gaan baie keer, met daardie vulgêr en slegte goed, gaan jou kinders beïnvloed in die verkeerde rigting. Maar Josia, hy was groot gemaak, jy weet, om die Here te dien, en op die ouderdom van 16 het hy, jy weet, koning geword, waar hy begin regeer het. Jy kan dit gaan lees, as jy bietjie tyd kry in 2 Kronieke, hoofstuk 26, en kan jy bietjie meer gaan lees oor Josia. En dit sien, jy weet, hy het nie ge-worry oor die populêre opinie en die politiek van daardie dag nie. Hy was 'n goeie man, en hy was beïnvloed, jy weet, hy het die Here gedien, en hy wou reg doen, en hy het vir 52 jaar het hy Jerusalem regeer. Hy was een van die langste konings wat in Juda, ewen in Juda se geskiedenis regeer het. En sy moeder se naam was Jekolia van Jerusalem, en sy vader se naam was Amasia. En hy het God gesoek in die dae van Zakaria, en wat vir hom geleer het om die Here te vrees. En solank as wat ons die Here soek, het God hom voorspoedig gemaak. En ons sien, in sy leeftyd het hy baie torings gebou in Jerusalem, en versterk, hy het baie putte gegrawe, die boerdery het hy versterk, wingerde wat hy gehad het, hy het groot toegeruste leerorganiseerders, of georganiseer met skildespiese, hy het die weermag versterk, so hy het torings gebou, hy het boerdery, hy het al hierdie goeders gedoen, hy het oorlogsmachine wat hy uitgevind het, wat groot pyle en groot klippe geskiet het, so hy het groot verbeteringe gedoen in sy land. En broers en susters, as jy 'n opsomming gaan doen van die verskillende konings in die geskiedenis van Israel en Juda, as jy mens gaan kyk na Juda, was daar 8 goeie teenoor 12 slegte konings. En met Israel was daar amper soos 0 tot 1 goeie teenoor 19 slegte konings. So mens kan sien die meerderheid van konings wat regeer het in daardie tyd was sleg. Wat afgewyk het van God af en aan afgoderye en goeders wat hulle gedoen het, en waar hulle nie geluister het na die Here toe nie, en hulle het ook nie geluister na die profete nie, hulle het baie keer die profete doodgemaak. Maar hierdie man, Josia, hy het God gevrees, hy het God aanbid, en hy het probeer reg doen in sy leeftyd van 52 jaar, maar ons sal iets belangrik sien waar hy die pad misgevat het, en waar hy gedink het, nee, hy kan dit doen, en dit het hom gebyt.
Maar die profeet sê, ons vind uit dat Josia in sy tyd sy koninkryk uitgebrei het tot die land rondom Egipte, selfs verder. Dit was so groot dat die koninkryk naby die grootte van Salomo se koninkryk gekom het. Die heerlikheid van die Here was by hom. Dit het groot hulp gegee aan die jong profeet Jesaja, wat hierdie koning dopgehou het. Jesaja was 'n jong profeet toe, en hy het gesien hoe God hom geseën het. Dit het hom beïnvloed om die regte dinge te gegee het. Ons weet dat alle nasies rondom 'n tribuut aan hom gegee het. Daar was geen oorlog nie, dit was 'n groot les vir Jesaja. Jesaja het nog iets belangriks besef, hoe God hulle sal seën wat getrou is aan die woord en sy gebooie. En so kan ons sien, broers en susters, as jy God se woord volg, as jy God se woord ag, en dit volg met jou hele hart en siel, gaan die Here jou seën. Maar sodra jy gaan afwyk van God se woord, hoe gaan God jou kan beskerm? Hoe gaan God jou seën, wanneer jy nie luister na sy woord nie, wanneer jy nie wil lewe vir sy woord nie? Maar as jy sy woord glo en sy gebooie doen, dan kan die Here jou seën. Maar Josia het 'n voorbeeld gestel vir Jesaja. Hulle name is nogal baie dieselfde. Die mens moet mooi luister, maar die een is die koning en een is die profeet. En wat 'n heerlike koninkryk was dit nie. So ons kan sien hierdie Josia, hierdie koning het 'n wonderlike koninkryk gehad. Maar ons sien dat, jy weet, dat hy hierdie Christelike getuienis wat hy gehad het en wat hy God aanbid het en God geëer het iets gebeur. Josia het toe 'n plek gekom waar hy gedink het hy's veilig. En hoogmoedigheid het in sy hart gegaan. En op 'n punt gekom waar niemand iets vir hom kon sê nie. En dit is 'n voorbeeld van baie mense, broers en susters, waar jy dink jy's so groot en jy's so belangrik en jy kan niks verkeerd doen nie, waar hoogmoed, en ons weet hoogmoed kom van die duiwel af, maar dat daai hoogmoed in jou hart kom en jy dink jy's so belangrik dat ewen wanneer die prediker iets sê dat dit jou nie meer korrigeer nie en jy's arrogant en jy weet net die beste. Bid ons en vra ons dat die Here jou sal help en jou sal nederig maak en dat dit die hart sal sag maak, dat jy nie arrogant sal wees nie, dat jy nie sal kwaad word en boos nie, maar dat jy die Here sal kan aanroep. Maar ons weet dat, jy weet, dat partykeer kan ewen ministers, predikante in so 'n situasie kom waar hulle dink hulle is groot en belangrik en hulle is hierdie belangrike dienaars en alles wat hulle sê, hulle hoef nie eers mee te bid nie, hulle hoef nie eers mee voor te berei nie, hulle kan net die woord spreek en dit is wat God gesê het en hulle beïnvloed die mense en die mense beïnvloed hulle. Maar jy moet besop, broers en susters, jy moet besop. Jy moet versigtig wees vir hoogmoed en 'n onregverdige invloed wat op jou kan wees. Ons ken almal mense vandag in die werkveld, groot mense, sommige kom by 'n punt waarna hulle 'n gemeente rondom hulle, dat hulle dink hulle so veilig voel, dat hulle selfs kan sondig en daar sonder betaal kry. Dat jy kan dink jy kan enige iets doen. Nee, die Here is 'n liefdevolle God. Ons kan maar sondig, ons kan maar drink, ons kan maar rook, ons kan maar na pornografie kyk, ons kan televisie kyk of wat ook al jy die sonde wil noem. Nee, ons kan dit maar doen. Die Here is genadig, hy is liefdevol. Hy het vir ons gesterf op 'n kruis. Hy het al ons sonde jy weet weggewas. Ons hoef nie meer te worry nie. Maar nee, broers en susters, God is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God wat regverdig is. Dat jy sy woord moet nakom en dat jy sy woord moet volg. Want jy kan nie genade vat en dit, soos die Engels sal sê, you take grace, but you make it a disgrace. Jy wil nie God se genade vat wat hy vir jou gegee het en dat hy op 'n kruis vir jou gehang het en sy liefde en genade wat hy vir jou uitstort, dat hy vir jou ewige lewe gee en dat hy jou lewe kan verander, maar dat jy nog steeds die verkeerde wil doen nie. Maar ons kan sien dat jy weet, dat ewen jong mense, sakemanne, vrouens by die huis of predikante, wie maak nie saak wie dit is nie. Jy weet, 'n mens moet nooit dink dat jy so veilig is dat jy God se woord kan oorheers en dink dat jy is so belangrik dat jy kan enigiets doen nie. Nee, jy gaan verantwoordelikheid wees. Dis soos 'n sekere man wat na die profeet toe gekom het en hy het gesê, jy weet, dis nou daardie jare, hy sê nee, hy het hierdie bewondering gehad vir 'n sekere rock and roll jong man. En weet die profeet was by 'n Youth for Christ vergadering en hy het bietjie gepraat met hierdie jong broer en hy sê en hierdie broer het vir hom gesê, jy weet dat hierdie rock and roll persoon, hierdie is wat ons weet dit is Elvis Presley want hy was die rock and roll koning. En jy weet maar
daar was geen verskil tussen hierdie jong man en Judas Iskariot nie. Die een het net 30 of 30 silwerstukke gekry en die ander een het miljoene met Cadillacs en alles gekry. Maar nou hierdie jong broer het nou vir die profeet gesê, jy weet dat hy hy het van hierdie persoon so gehou en hy het Christelike musiek gespeel. Maar ons sien dat dit ook, broers en susters, dis die grootste struikelblok wat dit kan wees, waar 'n persoon wat jy wil een voet in die wêreld en jy wil een voet vir God lewe. Want nou sing jy Christelike musiek, maar jy sing ook wêreldse musiek en so word jy beïnvloed deur hierdie karakter wat iets weerspieël, wat weerkaats wat binne in hom is, want hy self nie reg en wedergebore en volg God se woord opreg nie. Nou speel hy iets waar hy jou gaan struikel. En dit gaan jou beïnvloed, en dit gaan jou, waar jy dit beïnvloed, en dit gaan die kerk beïnvloed, want as jy hierdie talent wat God vir hom gegee het, waar hy dit nou vir God gebruik, en hy gebruik dit vir die wêreld, dit gaan soveel mense beïnvloed, en soveel seuns en dogters beïnvloed, maar sê maar, hierdie persoon kan dit doen, maar ek kan dit ook doen. En so gaan dit net achteruit, en daar kom meer sonde in die kerk. Maar hierdie jongman was mislei, en waar hy ook vir die profeet gesê, wel, ek sê vir jou wat ek dink daaroor, ek dink dat God my so lief het, dat hy my laat wegkom met enigiets. Ek kan enigiets doen, die Here sal my laat wegkom met dit. En die profeet het vir hom gesê, hy het dit nog nooit gedoen nie. Hy sou dit nog nooit doen nie. Wanneer selfs Israel en Dawid, wanneer hy gesondig het, 'n man van sy eie hart, Dawid was 'n man van sy eie hart, het volle gevolge van alles wat hy gesaai het ontvang. En as hy dit met Dawid gedoen het, wat gaan hy met ons doen? So jy kan nie net enigiets doen, enige wy lewe soos wat jy dink jy gaan lewe en wegkom met dit nie. Jy gaan saai wat jy maai. En so moet ons versigtig wees, broers en susters, soos wat daardie koning hoogmoed in sy hart gekry het om te dink dat hy, jy weet dat wat hy iets gedoen het wat sy amp was, want God het hom geroep as 'n koning om as 'n koning wat geordend is in daardie amp, dat hy sy mense moet beheer en goeders wat hy moet doen, maar nou het hy gekom waar die priesters was. En hy het daardie reukbeker geneem en na die altaar van die Here gegaan en wierook vir die Here gebrand, waar slegs 'n toegewyde priesters dit moes gedoen het. Maar hy het gedink, nee, dat maak nie saak nie, ek kan enigiets doen, ek is die koning, niemand gaan vir my sê wat om te doen nie. Maar die Here het jou geplaas in 'n sekere roeping. As hy jou geplaas het as 'n sakeman, wees 'n sakeman. As hy jou geplaas het as 'n huisvrou, wees die beste huisvrou wat jy kan wees. As hy jou geroep het as 'n besigheidspersoon of wat ook al jy moet weerspieël en wat se kategorie ook al hy jou geroep het, wees dit waar dit wees. As jy 'n mechanic is, wees die beste mechanic wat daar is. As 'n dokter, 'n prokureur, wat ook al dit moet wees. As God jou daar geroep het, wees daarin en doen die beste wat jy kan doen vir God en vir sy kinders. Moenie vir jouself lewe nie. Maar ons kan sien dat hierdie koning, omdat hy hoogmoed gehad het, hy kon nie daai korreksie hanteer het, toe die priesters vir hom sê, jy mag dit nie doen nie, jy is nie geroep vir hierdie ampt nie. Jy weet, het hy boos geword, hy het rooi in sy gesig geword en sê, jy weet, hy het nie gehoor wat hulle sê nie, hy wou nie daai korreksie gevat het nie. En partykeer gebeur dit met mense, waar die predikant die woord van God spreek, en veral in jou hart praat, maar jy wil nie daai korreksie vat nie. Jy stoot teen dit terug, en jy raak dalk kwaad, en jy weet dat die are is hier, en die bloeddruk is hoog, en jy wil nie hoor wat die predikant sê, of die minister, of die sendeling, wat vir jou iets wil sê nie. Hoe gaan die Here jou help, as jy nie na dit wil luister nie? En ons sien dat hierdie koning, omdat hy nie wou geluister het vir die priesters nie, het God vir hom melaats gegee, wat 'n baie ernstige siekte was vir daardie tyd. En die man het in melaats gesterf, wat 'n tipe van sonde is. Hulle moes hom weggedryf het na 'n sekere huis toe, wat hy op sy eie gebly het tot hy gesterf het, maar hy wou nie geluister het vir God se priesters nie. En wanneer God met jou praat, en as jy in 'n sekere denominasie is, of in 'n sekere, in 'n pad waar jy op die Here dien op jou eie manier, as God jou korrigeer, maak jou hart nederig, kom na hom toe, want hy wil jou help.
Want hy het vir ons die Heilige Gees om ons te korrigeer, om ons te wys, om ons terug te bring na die waarheid toe. Maar as jy nie daardie waarheid wil luister nie, gaan jy ongelukkig op 'n seer pad moet loop. En net soos 'n paar skrifte, jy weet, as jy dalk tyd het en jy kan dit dalk neerskryf en dit dalk deur dit gaan, maar soos wat praat van korreksie, Spreuke 16:18 wys vir ons trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Spreuke 29:1, 'n man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is. So as jy bestraf word en jou nek verhard, sal jy onvoorsiens verbreek word sonder dat jy genesing word. En God is ons genesing, maar God het vir ons daardie belofte gegee, maar jy moet dit aanvaar en glo. Maar wanneer God jou korrigeer, moet jy regmaak. Prediker 7 vers 9 wys vir ons, wees nie hastig in jou gees om te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. God is 'n God van liefde en ons moet liefde weerkaats. Jakobus 1:19-20 wys vir ons, sodan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te wees, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Dis 'n ding wat dalk baie Afrikaners mee sukkel, is om baie kwaad raak, vinnig kwaad word, raak vuur en vlam, bars 'n paar are in jou kop. Nee, die skrif sê ons moenie vinnig toornig word nie. 2 Timoteus 3 vers 16-17, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hier gee die hele woord van God is ingerig vir ons, nuttig vir ons vir lering en vir weerlegging en vir terugwysing. Die Here wil ons help en ons sekere karakter in ons bou, sodat ons in daardie geregtigheid kan wees van God, en sodat ons volkome kan wees in God. En ons kan na sekere voorbeelde kyk van korreksie in die Bybel, waar mense dit teengestaan het, soos Kain. God het na Kain toe gekom, jy weet, en sy offer nie aanvaar nie en gesê, doen soos jou broer, en dan sal ek jou aanvaar. Maar nee, hy wou nie, hy het teruggeskop teen en hy het kwaad geword, en hy het sy broer vermoor. Ons kan sien die Fariseërs in Johannes 8, waar hulle so woedend geword het, wat hulle die Here wou gestenig het, omdat hy die waarheid is, hy was die waarheid, maar hulle wou hom probeer doodmaak. Ons kan sien die skare van Stefanus in Handelinge 7, waar hulle so woedend gewas het, dat hulle klere geskeur het, en hulle wou nie die waarheid hoor nie. En hulle het hom uit die dorp uitgevat, of uit die stad uit, en hulle het hom met klippe doodgegooi. En so broers en susters, baie keer, sê mense, hulle glo in God, en as jy hierdie prentjie kan sien op jou skerm, in Matteus 7:13-14 sê vir ons, gaan in deur die nou poort, wat breed is in die poort, en wyd is die pad wat na verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. So ons kan sien, daar's baie wat mense sê, ek glo in God, maar hulle ken nie eers God se woord nie, hulle ken nie sy Bybel nie, hulle het geen persoonlike verhouding met hom nie, hulle is nie wedergebore nie, en die ding is, broers en susters, die duiwel glo ook, en ons weet, hy gaan nie gered word nie, maar dit is 'n ander storie om gehoorsaam te wees aan God se woord, en 'n daaglikse lewe te lewe vir hom. En so wil ons vanaand ook, tot julle bring, dat jy jou prioriteite moet regmaak in vandag se lewe, waar 'n mens weet dat alles so onseker is. 'n Mens is onseker van môre, maar ons weet dat God lewe en hy is seker. Maar ons wil God se woord gehoorsaam en vir hom lewe, en ons mens wil bid en vir hom lewe, en 'n toegewyde lewe, Christendom lewe vir hom hê. Maar gaan jy gehoorsaam wees? Gaan jy luister wat God se woord vir jou sê? Of gaan jy kwaad word, soos dat daardie Josia, daardie koning, toe die priesters hom gekorrigeer het, toe het hy teen het geskop, en hy het melaats gekry, hy het daai sonde aangevat, en hy het gesterwe in daardie sonde, en hy het vir 52 jaar was hy 'n goeie koning. So dit wys jou, jy kan jou hele lewe, kan jy voluit lewe vir die Here, en dink jy's reg, en skielik wanneer die Here jou korrigeer, om jou hele lewe voluit vir hom te gee, kan jy van die pad afgaan.
Want hier is hierdie koning, hy is 'n voorbeeld en Jesaja sien dit, want hy was 'n voorbeeld vir wat die koning 'n voorbeeld van was, dat jy weet hoe hy vir God gebid het en geëer het en wat hy gedoen het en alles gedoen het vir die mense, dat die Here hom so geseën het. Maar in hierdie oomblik van oogmoed, waar hy sy hart versterk het, waar hy gedink het, jy weet, dat hy iets kon doen wat die Here hom nie geroep het nie. Wees net wat die Here vir jou geroep het. Die profeet sê vir ons nou, dit is presies wat Jesaja gedoen het, 'n goeie man. Jy sê wel, daardie persoon, Jesaja was 'n goeie mens, 'n goeie persoon, 'n man wat deur God geseën is. Maar maak nie saak wat nie, hy moes altyd in sy plek bly. Want God het hom nie die geleentheid gegee om ander te beïnvloed deur 'n regverdige koning te wees, nie 'n priester nie. En die woord het hom verbied om dit te doen. So het hy ingegaan en sou offer. En toe hy teruggewys is die woord aan hom gegee dat hy nie daarin die ding moes doen nie, dat God hom geseën het in sy besigheid, en wat dit ook al was, maar nie om te probeer om hierdie priester se plek in te neem nie. Hy was buite die woord, wel, hy sou dit in elke geval gedoen, en maak nie saak wat iemand hom gesê het nie, dit is nie die houding van, is dit nie die houding van te veel mense vandag nie? Hulle wil nie terugwysing uit die woord aanvaar nie. En dit is die rede waarom ons onsself hier in 'n groot kerksverraad bevind. Nie weet waarheen ons op pad is nie, besig om die wêreld in te gaan. 10,000 lidmate word elke jaar bygevoeg en ons sien nêrens die hand van God beweeg nie. Dood formeel, presies wat die Bybel gesê het hulle sou wees in Laodicea kerk era. Lauwarm, uitgespoeg uit die mond van God. Christus aan die buitekant wat probeer ingaan en die kerk binne wil hom nie laat inlaat nie. Dit stel die prentjie van vandag presies voor, wat mense verstaan nie dat hulle posisie uit die woord kom nie, want mense verstaan nie dat hulle posisie uit die woord kom nie, uit die woord van God. So jy moet jou posisie vind uit God se woord uit, jou roeping wat die Here jou geroep het, moet jy deur God kry dat die Here jou help, maar jy moet daardie korrigasie wanneer die Here jou help om jou probeer reg te kry, om hom te eer, om nederig te wees voor hom, en die aksie te neem, moet jy volgens hom lewe. En so broers en susters, wil ons, voor ons amper moet eindig, die tyd hardloop so vinnig, maar ons sien nou hierdie koning Jesaja, jy weet met sy arrogansie, het hy nou met melaats gekry en hy's uitgestuur. Maar nou was Jesaja die profeet, jy weet, nou was hy baie hartseer, en jy weet, en hy het gekyk na hierdie koning as 'n held, en nou is hierdie koning het nou melaats gekry, want hy wou nie geluister na God se woord nie, en ons weet dat, jy weet, elke mens se woord is 'n leuen, maar God se woord is die waarheid. Ons moet altyd terugkeer, maak nie saak as jy jou pa die jou held maak, of jou ma, of die prediker, of jou maatjie, of wie ook al nie, almal gaan jou, in een of ander tyd gaan hulle, jy weet, val, en hulle gaan 'n mislukking wees, en jy gaan dalk hartseer wees, maar hier het Jesaja wat ook gesien het na die koning, en hy het hom nou teleurgestel, en hy het na die tempel toe gegaan, om te bid, en omdat hy 'n profeet was, het God vir hom 'n visioen gewys, en omdat, jy weet, nie almal sien visioene en goeders nie, dit is 'n persoon, of 'n karakter wat God, 'n mens, 'n sekere karakter van 'n mens wat die Here op die aarde sit, soos 'n profeet wat visioene kan sien. Party mense kan drome kry, en party mense het verskillende gawes, maar hier was Jesaja, hy was 'n profeet, en God het vir hom hierdie sekere visioen gewys van 'n tempel en van 'n ware koning, om te wys, moenie na hierdie konings kyk wat jy op die aarde sien nie, laat ek vir jou wys wat is 'n ware koning, 'n koningskap wat nooit sal val nie, 'n koningskap wat jou nooit sal teleurstel nie, 'n koning wat voor jou sal uitgaan, en daar by jou wees, en 'n oorwinnaar sal wees, maak nie saak wat nie. En ons kan sien, jy weet, waar in hierdie tempel waar die Here nou vir hom wys, en hy wys vir hom hierdie sekere seraf, dis 'n magtige woord, maar dis nie 'n engel nie, dis 'n offerbrander, en ons sien dat hierdie sekere seraf, waar hulle versoening doen, waar hulle die offer bring om hom weg te maak vir die berouvolle sondaar. En wat 'n posisie hierdie, weet, hy het 'n groter posisie as 'n engel, hy's groter as 'n engel, maar hierdie seraf gaan vorentoe, waar hy die offer bring in die teenwoordigheid van God, en in hierdie teenwoordigheid van God, weet, skree hy of roep hy uit, heilig, heilig, heilig is die Here.
En waar hierdie engel nie eers, of hierdie seraf, wat hoor as 'n engel is, hy het nie eers self gesondig nie. Nou kan ons 'n prentjie sien hoe sterk is die teenwoordigheid van God. Baie keer sê mense, die Here het met my gepraat, en ek het hierdie gesien en daai gesien, waar hulle die teenwoordigheid van God so liglik maak, maar ons kan sien net met hierdie vers, of hierdie hoofstuk in Jesaja 6, kan ons sien hoe sterk is die teenwoordigheid van God, waar hierdie engele in God se teenwoordigheid is, en hulle is bedek met hierdie verskillende vlerke wat hulle het oor hulle gesig, oor hulle voete, en wat hulle op hulle rug het om te vlieg, maar hulle is in hierdie teenwoordigheid van God, en hulle is, daar's 'n heiligheid, 'n reinheid van God, van eerbied. En ons sien dat, jy weet, waar die twee, hierdie twee vlerke oor die engel is, of oor hierdie seraf, waar sy oor sy gesig is, dit is 'n teken van eerbied. Waar hulle weet, jy weet, en eerbied kom van God af. Daar's 2 keer in die hele Bybel genoem, van albei kere wat dit oor God gaan. Die skrif sê in Hebreërs 12:28 sê, laat ons dan dankbaar wees, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, en laat ons God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Broers en susters, jy moet weet dat daar 'n regte God is, en jy moet God aanbid met eerbied en vrees, om te weet dat God, wanneer jy hom aanroep, is hy daar, hy's net 'n paar woorde weg, jy weet, en hy's in jou hart en in jou siel, as jy wedergebore is, maar jy moet weet dat daar regtig 'n God is. Moenie maak soos wat Josaja, wat nie heeltemal oortuig is, of sekere mense wat nie heeltemal oortuig is, sê, is daar regtig 'n God? As ek dalk nou gaan bid, gaan hierdie situasie verander? Nee, hoe gaan jy geloof hê, en hoe gaan jy in God se woord geloof hê, om te weet dat dit gaan waar word, as jy nie regtig eerbied en vrees het, tot 'n ware God, wat jy aanbid nie, en wat 'n God wat vir jou gesterf het 2000 jaar terug nie. Maar ons kan sien dat hierdie, jy weet, dat hierdie eerbied wat die engele gehad het, dit is soos Dawid wat gesê het, dat ek my Here altyd voor my stel. Jy weet, dat ek nie sal, omdat hy aan my regterkant is, en ek sal nie wankel nie. Hy het geweet, dat jy die Here altyd voor jou stel, daar die eerbied om God aan te bid, dat jou hart gebind is aan God. En ons sien dan, daar is nog 2 vlerke op hierdie seraf, wat op hulle voete bedek is. En wat beteken dit? Dit beteken nederigheid. Nederigheid in sy teenwoordigheid. Dis partykeer 'n baie moeilike ding vir 'n man met 'n groot posisie om nederig te wees. Ons kan sien, jy weet, waar op 'n stadium toe Moses in die teenwoordigheid van God gekom het, jy weet, in Exodus, waar hy in daardie teenwoordigheid van God gekom het, en hy het sy skoene uitgetrek, en hy homself verneder in die teenwoordigheid van God. En ons weet dat Moses 'n baie intellektuele man was, en jy weet, hy het baie wysheid gehad van die Egiptenare, en hy kon, hy was dalk 'n professor van wetenskap, hy kon, jy weet, al hierdie belangrike dinge gedoen het, en ons weet dat ewen die piramides in daai tyd, jy weet, dat ons nog iemand sukkel om by daardie goed uit te kom, maar dat hy in daardie teenwoordigheid gekom het van God, en dat hy sy skoene uitgetrek het, want hy weet, dat hier nou 'n teenwoordigheid is, wat fenomenaal is. Ons kan sien ook in 'n ander situasie van Saul, voor sy naam nog verander is na Paul, toe hy na die pad van Damaskus toe gegaan het, om die Christene te vang en in die tronk te gooi, en waar hy briewe gekry het van die priesters, om te sê, nee, jy kan hierdie sekere Christene vang, en hulle in die tronk gooi. Maar op sy pad na Damaskus toe, het daar 'n sekere, daai selfde brandende bos, daardie 4 kolom wat by Moses was, het na Saul/Paul toe gekom, en daardie lig het sy oë verblind, en hy het op sy knie geval, en op sy gesig geval, omdat hy geweet het, dat hy nou in daardie teenwoordigheid van God gekom het. En dit is so belangrik, broers en susters, wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, jy kan nie, God is nie net 'n ja broer, en vir hom sê, okay, hy moet dit doen of dat doen, en vir hom net 'n lys gee, Here, jy moet hierdie doen, en hierdie doen, en hierdie doen. Nee, God soek daardie eerbied, hy soek daardie, waar ons hom moet loof, en prys, en dien, en jy weet, elke asem wat daar is op die aarde, moet rejoice oor sy woord, en vir hom hulle eer gee. Maar jy moet ook, wanneer jy na sy troon toe kom, moet jy nederig wees. Want ons dien 'n lewende God.
Ons kan sien in die dae van Johannes die Doper, toe Jesus na hom toe gekom het, en daar was nooit 'n man wat uit die vrou gebore is soos hy nie, soos wat vergelyk is met Johannes, en ewen sy, voor sy geboorte, soveel jare, so 712 jaar, voor sy geboorte het dieselfde profeet Jesaja gegaan en was daar geprofeteer oor sy lewe dat hy sou moes gekom het. En wanneer daardie profeet op die toneel was en God na hom toe gekom het, het hy vir hom gesê, jy weet, ek moet deur u gedoop word. Jy weet, waar ek moet verminder word en dat God moet verheerlik word. Hy het ook, toe hy in daardie teenwoordigheid van die Here gekom het, het hy homself verneder, dat hy weet dat hy nou in die teenwoordigheid van God is, dat hy moet verminder word, en dat God moet vermeerder word. En ons moet verminder word, broers en susters, wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, daardie nederigheid is so belangrik, want jy moet van jou kleinheid, is so belangrik, dat jy weet, dat jy nie so spesiaal is nie. Jy is spesiaal, maar jy is ook nie spesiaal nie. As jy verstaan wat ek bedoel, jy moet bewus wees van die kleinheid om te weet, dat die Here se wil moet toegepas word in my lewe. Nie my eie idees en my eie planne nie. Die Here sal jou seën en hy sal 'n weg maak en deure vir jou oopmaak en hy sal jou seën met jou huisgesin en jou familie en jou besigheid of wat ook al jy mee besig is. Maar dit is so belangrik om te besef dat ek is niks nie. Ek is klein en dat die Here jou kan seën en dat jy 'n persoonlike verhouding met hom kan wees, die persoon Christus, want baie keer, jy weet, mense ken dalk die Bybel van Genesis tot Openbaring en hulle kan vir jou die skrifte uit hulle koppe uit sê, maar daar's geen lewe agter die naam nie, daar's geen verhouding met God nie, en dit is so belangrik, broers en susters, dat jy en God, die vlees, dat jy een kan raak met God, om te weet dat jy hom ken, en dat daar die superteken in jou is, die Heilige Gees en wat deur jou lewe. Maar net so voor ons gaan sluit, was daar nog 2 vlerke wat hierdie engele gehad het. En hierdie engele, hierdie vlerke, het daardie serafims in aksie gestel. Jy weet, hulle was eerbied voor God, hulle was nederig voor God, maar hulle was ook deel dat hulle in aksie kon gewees het, om jy weet, om in God se heiligheid van God, jy weet dat hulle iets kon gedoen het vir God. En dit was, vir die profeet Jesaja was dit so 'n wonderlike voorbeeld wat God nou vir hom gewys het van hierdie serafs wat hoe hulle self hand af om te wys dat hoe eerbiedig hulle was en hoe hulle nederig was en maar hulle was nog steeds in aksie vir God. En so wil ons ook, jy weet, in aksie wees wanneer God na ons toe kom. Jy weet, soos toe Jesus na die vrou van die put toe gekom het en gevra het vir water en hoe hulle met mekaar bietjie gepraat het en die Here het jy weet, haar gedagtes gelees en vir haar sekere vrae gevra het, maar toe sy gesien het dat hy die Messias was, dat hy die Christus is, dat hy die een van die seun van die lewende God is, het sy haar, jy weet, haar pot daar gelos en sy het in die stad van Samaria ingehardloop en verkondig om te sien, kom kyk, die profeet van God, kom kyk die Messias. Sy was in aksie gestel om God se woord te verkondig. En so vra die Here vir ons ook, wanneer hy roep, en wie gaan uit, as hy moet gaan om uit te stuur te word, is jy bereid om God se woord te verkondig? Veral om te sien dat ons so naby is in die eindtyd, broers en susters, is dit vir ons nog ewen meer, dat ons moet vurig vlam wees vir God se woord, dat ons kan uitgaan om God se woord te verkondig, omdat ons weet dit so naby is, en dat ons elke siel moet probeer, uit daardie vlamme moet uitdruk, om in die koninkryk van God in te bring. Ons kan sien met Petrus, jy weet waar hy die hele aand gesukkel het om vis te vang, en hulle was vissermanne, hulle het geweet hoe om vis te vang, maar ewen daar gesukkel, en hy kan nie 'n vis vang nie, en die Here sê vir hom, jy weet, gooi net jou net hierdie kant toe, en hulle vang soveel vis, dat die nette besig is om te breek, maar hy het geluister wat die Here vir hom gesê het, hy het geluister na die gebod, en wanneer toe hy daar by die Here kom, toe sien hy dat, jy weet, dat hy 'n sondige mens is, en weet, met daardie eerbied en daardie nederigheid het die woord teruggekom na hom toe om te sê, moenie vrees nie Simon, van nou af sal jy 'n visser van mense wees. Jy gaan nou uitgaan, jy gaan God se woord verkondig, en hierdie persoon wat 'n sondaar, wat hy weet dat hy 'n sondaar was in God se teenwoordigheid, het hy in aksie gestel, en met sy eerste preek in Handelinge 2 het hy 3000 siele na die Here toe gebring,
want hy is nou in aksie gestel. Hy het homself geëerbiedig, hy het homself genederig voor God, om te weet dat hy 'n sondaar was. En so het Jesaja ook besef, dat hy 'n sondaar, dat hy onrein was, en dat hy in 'n volk wat onrein was, en so het die engel of daai seraf na hom toe gekom, en hulle het daardie 'n tang gevat op die altaar, en hulle het 'n skool gevat om hom te reinig. En wanneer jy kan besef dat jy 'n sondaar is, en wanneer jy in eerbied en nederigheid voor God kan kom, kan hy jou reinig, want hy het vir jou gesterwe, hy het vir jou 2000 jaar gesterwe, en so kan jy voor hom val, en weet dat hy die enigste God is wat jou kan reinig, en dat hy jou in aksie kan stel. Hy kan jou uitstuur, want soos wat die Here vir Jesaja gevra het, wat die stem van die Here sê, wie sal ek stuur? Is jy bereid om uit te gaan? Is jy bereid om hierdie woord te verkondig, om hierdie waarheid, soos wat ons vroeër gesê het, want daar's geen ander boek wat vir jou kan sê van waar jy kom en waarheen gaan jy nie. As jy hierdie boek studeer en waar dit vir jou terugwysing gee en waar die karakter in jou bou, om te wys wie jy is en waar jy vandaan kom en wat vir ons voorwag, as jy bereid is om uit te gestuur te word, om hierdie woord te verkondig, in aksie te stel, om God se woord te verkondig, dit het soveel seëninge wat saam met dit gaan, broers en susters. En soos ons gaan sluit, jy weet, daar's soveel verskillende karakters wat ons kan oor en oor gaan, jy weet, waar hulle in aksie was om God se woord te verkondig, en waar hulle beïnvloed was om positief te wees oor God se woord. Partykeer is daar negatief, waar jy in duisternis gaan, maar daar is ook wat die positief kan beïnvloed wees, om God se woord te verkondig, en jy moet onthou van die kleinheid. Dis soos wat Dawid gesê het, ek was liewerste dat ek 'n deurmat van die huis van God kan wees, as om in die tente van die goddelose te woon. Dis beter om nederig te wees, om iets te wees vir God se koninkryk, ewen as 'n mens 'n deurmat moet wees. Ons kan sien, ewen selfs het God, Jesus Christus afgekom in mens, en hy het sy disippels se voete gewas, nederig, en ons moet nederig wees. En so, broers en susters, laat ons daardie vlerke aanneem, in aksie wees, dat die Here ons kan gebruik, en dat ons mensdom wat onder ons is, ons broers en susters, ons vriende, ons familie, dalk as jy in die skool is, jou vriende by die skool, of as jy in die universiteit is, of by die werksplek, of waar ook al die Here jou geplaas het, daardie roeping wat hy jou geplaas het in 2026 om te wees, doen dit die beste van jou vermoë, want niemand kan jou plek vat nie, in die liggaam van Jesus Christus, niemand kan dit vat nie. Die Here het voorbeplan voor die grondlegging van die aarde om jou hier te plaas, om vir hom 'n getuienis te wees, dat jy 'n verteenwoordiger van Christus kan wees, in hierdie eindtyd, en vir hom te lewe, maar wees in aksie, wanneer daai stem kom om te roep, dat jy 'n invloed kan hê, soos wat Daniel en Josef, soos Esther, soos Paulus, soos Jesus self, met sy disippels, wees die invloed wat God wil hê jy moet wees, en moenie wees soos wat Eva wat geluister het na die slang, wat die negatief gevat het nie. Moenie soos koning Agab wees wat na Jezebel geluister het nie. Moenie wees soos die skare wat na die fariseërs geluister het, waar hulle self oorreed het oor Jesus en hom gekruisig het wees nie. Moenie soos Ananias en Safira wees, wat mekaar beïnvloed het, en gedink het hulle kan lieg, en waar die Heilige Gees hulle uitgevang het nie. Moenie laat God se woord jou uitvang nie. Moenie in die soos wat daardie hand wat in Daniel se tyd wat op die muur geskryf het, moenie in die balance gevang word nie. Moenie geweeg word dat jy in die verkeerde beïnvloed of nie negatief wees nie, maar wees positief, wees in aksie, en dan bid en dien die Here met 'n volle hart, en doen alles wat jy kan vir die Here Jesus Christus, veral in vandag se tyd. Kom ons sluit die oë. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê vir u woord, Here. Dankie dat ons dienaars kan wees, dankie dat ons seuns en dogters van die lewende God kan wees, Here. Dankie dat u ons nog steeds roep, Here, dat ons weet dat ons harte kan rein, want ons weet ons is onrein, ons is sondaars, Here. Maar omdat ons sondaars is, kan ons uitroep na 'n lewende God wat vir ons gesterf het en op die kruis gehang het, sodat ons kan gereinig word, dat ons kan u heiligheid kry, Here, dat ons u ewigheid kan kry, want ons weet, Here, u het daardie brug vir ons gedoen,
dat ons van die graf na ewigheid toe kan gaan, dat ons kan oorstap en dat ons die seëninge van die koninkryk van God kan geniet. Liewe Vader, ek bid en vra dat hierdie boodskap sal uitgaan en die kinders sal seën en dat hulle ook daardie stem sal kan hoor, wie sal vir my uitgaan en dat hulle hande kan opsteek en sê, Here, stuur my, laat ek hier 'n getuienis wees, laat ek hierso moet preek of 'n versie stuur of wat ook al dit mag wees, maak nie saak hoe klein dit is nie, Here. Ons sien dit in die woord, ons moet klein wees sodat U ons kan seën en dat U ons kan verhoog wanneer dit die tyd is om te verhoog te word, Here. Want dit is beter om net verneder of kleinheid te wees, om nederig te wees en dat ons U kan eerbied in vrees, Here, en dat ons U kan lief hê en dat ons U woord kan verkondig vir 'n dooie wêreld, Here. Liewe Vader, ons is lief U, ons prys U en ons dien U, Here. Ons vra dat U ons sal help asseblief deur hierdie week. Seën asseblief U kinders, Here, wees met elke een van hulle. U ken hulle situasies, Here Jesus. Ons bid en vra dat U sal spesiaal onderneem vir elke liewe een, Here. Ons bid vir die oorlog, Here. Ons bid vir Israel. Ons bid dat U wil sal geskied word, Here Jesus, en ons bid vir vrede en ons bid, Here Jesus, dat U bruid gereed sal maak sodat ons kan huis toe gaan, Here. Wees met ons verder deur hierdie week, Here. Vir ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie broers en susters. Here seën julle en julle families en dan tot 'n volgende keer. Dien die Here, loof en prys hom en dan wees in aksie vir hom. Amen.